Ons heet ook ons aanlyn kykers hartlik welkom by ons op hierdie tweede Sondag van Advent. Ons het die Vredeskers aangesteek en ons aanbid ook die Vredevors, die Prins van Vrede, Jesus Christus. By die geleentheid wil ons graag saam lees uit twee gedeeltes. Gedeelte uit die Nuwe Testament, gedeelte uit die Ou Testament. En die rede hoekom ons die gedeelte uit die Ou Testament uitlees is in die Nuwe Testament, Romeine 15. Haal Paulus die spesifieke gedeelte uit Jesaja 11 haal hy aan. Sodat ons net sien hoe dit saamloop en hoe dit ons help om vandag dan ook hierdie vrede te verstaan, vrede wat wortel kom skiet het, vrede wat onder ons kom bly het, en uiteindelik kan ons vir mekaar sê, waar hoop land, waar hoop geplant word, daar groei vrede. So kom ons bid saam, en dan lees ons hierdie gedeeltes met mekaar saam. Here Jesus, U is die woord wat mens geword het en wat onder ons kom woon het. En ons vra vanoggend, kom raak al ons sintuie aan, maak ons ore oop om te hoor, ons oë oop om te sien, ons harte sag om vrede te ontvang. Maak ons sensitief in ons liggaam, gee ons 'n aanvoeling, sensitiwiteit. Op hierdie Sondag van vrede vra ons, bewaar ons asseblief ook van oppervlakkige vrede, waar daar nog baie seer is. So ons vertrou U vanoggend om self na ons toe te kom deur U Gees en deur die woord, om ons die trooster en die lewendmaker ook by ons teenwoordig te wees en ons in hierdie oggend te lei. Amen. Vriende, kom ons lees Romeine 15 vanaf die 7de tot die 13de vers. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Nou hier kom so 3 aanhalings uit die Ou Testament uit. Daarom sal ek U loof voor die nasies, en tot eer van U naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lui dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk. Vers 11, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En dan gaan ons by Jesaja aansluit. En Jesaja sê ook, Isaïe sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Dan het ons vers 13 verlede week gelees, maar kom ons lees dit weer. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Sover ons skriflesing uit Romeine 15. Dan gaan ons na Jesaja 11 toe. Jesaja 11 gaan ons net so 3,5 verse lees. Daar staan die volgende, is na aanleiding van vers 10 van Romeine 15. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaïe, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra.
Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee. Die Gees wat raad en sterkte gee. Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. En dan pertinent vers 10, in die tyd sal iemand uit die geslag van Isaï 'n vaandel wees vir die volke. Die nasies sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Kom ons lees tot sover toe. Mag die Here ons ook lei as ons vanoggend nadink oor vrede. Ons as mense kan so maklik uitroep vrede. Maar die feit dat ons vrede uitroep, beteken nie noodwendig dat daar genesing is, dat daar heelmaking is, dat daar 'n heelwording is. Hierdie vrede is dikwels eintlik net 'n stil bly. En deur stil te bly, keer jy eintlik goed wat verkeerd is. Deur nie te praat nie, omdat jy kwansuis nie die vrede wil versteur nie, is jy eintlik aandadig. Jy's deel daarvan. Want stil swyn keer jy die verkeerde goed. So dis nie noodwendig vrede nie. Dit beteken dat goed toegemaak word, toegesmeer word, dat ons aan die kant verbyloop. Ons sit hier, jy ken dalk so iets in jou familie. Ons praat nie daaroor nie. Ons wil net vrede hê, ons wil nie mense ontstel nie. Ons bly net stil. Baie keer gebeur dit in gemeentes, ons wil nie die boot skommel nie. Ons laat toe dat mense goed doen, want jy moet daarom net onthou, hy of sy gee ordentlike bydrae, maar nou nie vir oom Koos, of vir oom Karel, of vir oom Wie kwaad maak nie, want dan stop hy sy maandelikse bydrae. So ons verdra die goed. In plaas van om te sê, maar oom, Tannie, is nou nie heeltemal hoe dit werk nie. Dan in Suid-Afrika, is 30 jaar later, en dan sê ek vir jou, daar word na hom verwys as Witness D. Hy het 'n naam. Sy naam is Marius van der Merwe. So kan ek aangaan. Mense in die polisie. Mense wat opstaan teen korrupsie. Mense wat die verkeerdheid uitwys, wat vredemakers in die ware sin van die woord is, deur ongeregtigheid en misdaad en korrupsie te ontbloot. Bouwer van die kerk was besig met 'n enorme hofsaak oor korrupsie, waar korrupsie oopgevlek sou word. Nou vra jy jouself, die mense wat deel is van daardie kommissie, of hulle wat in hierdie dae voor daardie kommissie moet verskyn, hoe doen jy dit? As jy gesien het wat met Marius van der Merwe gebeur het. Tydens hierdie selfe vergadering het ons die voorreg gehad om te luister na Bouwer se pa, professor Anton van die Kerk,
hoogleraar in filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch, opgeleide teoloog, predikant, my tyd, en nou sê ek hoe oud is ek, daai tyd het Prof Anton vir ons klas op Stellenbosch gegee, gaslesings. Jy moet na 'n pa luister, wat vir jou vertel, met al sy kennis, met al sy verhouding met die Here, het hy vir ons 'n aangrypende Nederlandse gebed gelees, waar die laaste sin net sê, Here, ek weet nie wat om te bid nie. Ek kan nou nie die Nederlands aan, maar dit kom dalk neer. Here, ek weet nie wat om te bid nie. En dis hoekom iemand soos Jeremia ons sal help en sê, julle moet pas op met hierdie quick fixes. Jeremia het al gewaarsku teen goedkoop vrede. Daai tipe vrede wat die wond net liggies toemaak, sonder dat daar regtig genesing kom. En as jy wil gaan lees, staan Jeremia 6, vers 14 en 8 vers 11, naaste by dieselfde. In die Bybel vir almal sê, hulle dink alles sal maklik regkom as hulle sê, daar sal vrede wees, maar daar is nie vrede nie. Die 83 vertaling daarvan sê, hulle het goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, maar niks is reg nie. Ons kyk ander pad. Ons stap soos die priester en die leviet aan die ander kant verby. Want ons wil nie betrokke raak nie. En tog het ons vandag 'n vredeskers aangesteek. Wat bedoel ons dan as ons bely dat Christus Jesus ons vrede is? Dan wil ek jy moet saam met my teruggaan na Jesaja 11 toe, want Jesaja se prentjie sê iets daarvan. Jesaja skets hierdie ongelooflike prentjie, hy sê, 'n takkie uit 'n stomp. 'n Lewe wat op die oog afgesny is, loop weer uit. En wat sê hy oor hierdie takkie, oor hierdie loot? Uit die stam van Isaï. Dan net Isaï was Dawid se vader, so is die stam van Isaï. Wat sê hy? Hy sê die gees van die Here rus op hierdie takkie. Wysheid, insig, raad, sterkte, kennis, eerbied vir die Here. Jy hoor Jesaja 9:5 wat sê, wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En dan is jy nou die stukkie tussenin wil lees wat ek nou nie vanoggend kon lees nie. Is die aangrypende beeld wat hy dan gebruik uit die natuur. As hy sê, hierdie takkie op wie die gees van die Here roep, op die gees van die Here rus. Dit sal 'n kindjie wees wat hulle lei en regeer. En dan kom die profetiese skok uit hierdie beeld, want hy sê, alles wat ons ken as vyandskap en vrees, word deur God se Messias omgekeer. Want het ons gelees, die wolf en die lam sal by mekaar lê. Ek jouself regtig die guns doen en daai
daai eerste 11 versies van Jesaja 11 gaan lees. Oud klasmaat van my, Marius Nel, skryf, hy sê Kersfees is die openbaring van God wat alles omdraai. God kom nie soos ons verwag het nie. Hy kom nie op die oorlogsperd aan nie. Maar is 'n krib. Is nie in 'n paleis nie, maar tussen armes en veroordeeldes. Ons verwag 'n God wat van bo af kom. Uiteindelik wys Kersfees, God kom staan tussen ons. Uit onder ons kom woon. Sy vrede begin nie met beheer en krag nie, maar dit begin by 'n baba, by 'n kind in Bethlehem. God wat kwesbaar kom, God wat kwesbaar naby kom. So vrede is nie net min beklei of ophou beklei nie. Vrede is God se teenwoordigheid in die middel van gebrokenheid. Hoop word vlees en die vlees word vrede. Waar hoop land, groei vrede. Vrede is nie die afwesigheid van konflik nie, dis die teenwoordigheid van Christus. Dis nie 'n krag nie, dis 'n kind. Dis nie oorheersing nie, dis geregtigheid. Dis nie stilte deur vrees nie, dis stilte gebore uit vrede. Daarom dat ons dan moet luister na Romeine 15:7, wanneer Paulus sê, aanvaar mekaar. Wanneer ons besef Christus se koms is daar om vyande met mekaar te versoen, om die nasies by mekaar uit te bring, want hy het vir die nasies gekom. Die wêreld wat God so lief gehad het. So as Paulus in Romeine 15 skryf hy vir 'n gemeente wat diep verdeeld was. Jode en nie Jode. Mense met verskillende gebruike, gewoontes, verskillende politieke en godsdienstige standpunte en agtergronde. En wat sê hy in die sleutelvers, vers 7? Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. En dan gaan Paulus verder. En in vers 10 haal hy die Ou Testamentiese teks van Jesaja 11 aan. Hy sal 'n nakomeling hê, op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Die punt is eenvoudig, maar skokkend vir party. Want God se vrede is nie net vir een groep nie. In Christus word vyande, buitelanders, die ander ingenooi in dieselfde ligkring van genade. Henry Nouwen skryf aangrypend en sê, wanneer jy in jou hart weet dat jy gekies en geseënd is, besef jy dat daar ander is wat ook gekies en geseënd is. En dan kan jy nie anders as om al die geliefdes in die hele mensdom van God te omhels nie. So vrede is nie net iets wat God vir my innerlike gemoedsrus gee nie. Vrede is God se manier
om mense oor grense heen aan mekaar te skenk as broers en susters. As lede van die huisgesin van God. Geliefdes. Wanneer Richard Rohr skryf oor Maria in sy adventoordenkings, dan help hy ons. Dan sê hy, Maria se ja. Maria se laat met my gebeur wat u gesê het, is nie 'n passiewe oorgawe nie, maar dis 'n radikale instemming om God se teenwoordigheid in haar liggaam, in haar storie en in haar wêreld toe te laat. Toe Maria sê, laat met my gebeur wat u gesê het, maak sy in haar liggaam ruimte vir vrede vir die hele wêreld. So op hierdie Adventsdag, die tweede een, wat ons sê ons praat oor vrede. Dat ons vir mekaar vra, sal ons ook ja sê vir God se werk van vrede in en deur ons. Paulus sluit af met Romeine 15 vers 13. Mag God, die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil jy moet oplet. Ek gaan dit lees in die week in die stilte tyd ook. Maar belangrik, God is die bron van hoop. God is die bron van hoop. God as bron van hoop is ook die een wat vul met vreugde en vrede. En daardie volmaak, daardie bron van hoop wat volmaak met vreugde en vrede, doen dit op so 'n manier dat die hoop oorloop. Dat jy hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. En daarom is dit belangrik dat as jy Maria se ja hoor, dat jy hoor, daar's eintlik 3 ja's. En die eerste belangrikste ja vir my en vir jou, is om te hoor dat God eerste ja gesê het. Dat God kies voor ons kon kies. Voordat ek kon kies kon vra, het die seun my vloek gedra. God is vir jou oneindig lief. God se liefde verander nie. Ons word net meer en meer bewus van daardie liefde. So die eerste ja is God se ja vir jou. Die tweede ja is soos Maria se ja wat sê, ek is tot beskikking van die Here. Ja, Here, laat u vrede in my begin werk. En die derde ja is 'n ja vir 'n leefstyl en 'n lewenswyse van vrede. Nie net 'n gevoel nie, maar 'n roeping, 'n leefstyl, 'n lewenspraktyk. Paulus sê dit in Efesiërs 2:10. Hy sê ons is God se handewerk, geskep deur Christus Jesus om die goeie werke te doen waarvoor God ons gereed gemaak het. En wat is een van daardie goeie werke? Is om vredemakers te wees. Julle het Jesus in die saligsprekinge geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
gaan ek en jy in hierdie volgende paar dae, maar die res van ons lewe, dit prakties maak? Kom ons maak dit lekker konkreet. As jy vandag hier uitloop, hoe gaan die vrede van Christus prakties deur jou begin werk? Hoe gaan jy 'n channel of peace wees? Ons werk weer met 3 ja's. 'n ja vir luister in plaas van aanval. 'n ja vir luister in plaas van aanval. Waarvan praat ek? Is daar iemand met wie jy verskil? In jou huis, in jou familie, in die gemeente, by die werk? Wat gaan ek bid? Here, gee my vandag die genade om eers te luister voor ek praat. Luister in plaas van aanval. Luister om te hoor, nie luister om te antwoord nie. Luister om iemand se hart te verstaan, nie om jouself te verdedig. So ja vir luister in plaas van aanval. 2, 'n ja vir die sagtheid van Christus met gebrokenis. Daai video het julle die prentjie gesien van die man wat so sit met die bordjie wat sê help. Ons harte het hard geword vir daai mense. Hoe gaan dit lyk? Ja vir sagtheid met gebrokenis. Christus breek nie die geknakte riet nie, hy doof ook nie die dowwe lampet uit nie. Ek wil vir jou vra, in jou leefwêreld, wie is die geknakte riet? Wie is die rokende lampet in jou omgewing wat hierdie week met sagtheid hanteer moet word? Ja vir luister. Ja vir sagtheid. En dan krities belangrik. Ja vir die gebed van vrede. Toe die wêreld van die eerste Christene onstuimig was, het hulle aanhoudend gebid. Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Dit is 'n eenvoudige vredes geloofsgewoonte om elke dag te bid. Here, laat die vrede in my begin en mag dit deur my vloei. Ons het vandag die vredeskers aangesteek. As ons uit hierdie gebou uitloop, dan blaas ons die vredeskers in die gebou dood. Maar die Here sê vanoggend vir ons, ek het meer as 'n aangesteekte kers in 'n plek van aanbidding nodig. Ek het lewende kersse nodig. Laat ons skyn vir Jesus. Het ons mos gesing as kinders.
Jesus soek lewende kerse. Mense deur wie se lewens vrede sigbaar word. En daarom wil ek jou vandag toebid soos Paulus in Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop jou vul met vreugde en vrede, sodat jy oorloop in die krag van die Heilige Gees. Kom gee jou tyd om net so 'n bietjie stil te word en te dink. Here, dit is 'n mooi liedjie, waarvan baie van ons hou, From a Distance. God is watching us. Here, Kersfees, Advent, trek 'n streep daardeur. Because God is not watching from a distance. Hy het nie ver gebly nie. Hy het in Christus naby gekom as die vredevors. Hy het onder ons kom woon. Hy het die strate van ons lewens kom loop, sodat hy in alle opsigte met ons medelee kan hê. So dankie Here dat U hier is. Dankie dat ons vandag voor U kan bring verhoudings wat stikkend is. Dis dinge wat 'n mens hier in die emosie van die Kersseisoen dikwels meer intens beleef as ander tye van die jaar. Maar stikkende verhoudings tussen ouers en kinders, tussen lewensmaats, tussen broers en susters, tussen bure, tussen kollegas, tussen volks en landgenote. Ons land het ons 16 dae van bewuswording oor geweld teen vroue en kinders en geslagsgebaseerde geweld. Hoor ons as ons bid vir hierdie land. Die skrikwekkende geweld. Ongelykheid wat ons nie eers kan bereken nie. Diep gewortelde vrees, trauma wat uiteindelik nie die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, kan heel maak. De neergedruktheid en 'n moedeloosheid. Omdat dit in Suid-Afrika lyk of misdaad en korrupsie seevier.
mag ons vredemakers wees. Mag ons kunskap van God sigbaar word en ons lewenstyl van vrede maak, van brûe bou tussen verskillende mense. So Here, maak my 'n instrument van die vrede. Laat die vrede begin in ons harte, in ons huise, in hierdie gemeente, in ons onderskeie woongebiede, in die dorpe en stede van ons land, in die provinsies. Elke plek in hierdie wêreld waarvoor U so lief is. Dankie dat ons dit mag bid in die naam van Jesus Christus, die vredevors, die prins van vrede. Amen. Ek wil julle herinner, julle sal van môreoggend af saam met ons weer die ritme kry, om dit wat ons vandag oor gesels het in te oefen. Daar's 'n paar addisionele skrifgedeeltes by, waarmee julle lekker kan gaan werk met daai daaglikse ritme van lees, dink, bid en leef. So dit is beskikbaar. Dan, belangrik, komende Sondag is daar geen in-persoon erediens nie. So daar is nie volgende Sondag hier in die kerkgebou erediens nie. Ek sal wel 'n opname maak en daar sal op YouTube sal daar 'n erediens wees volgende Sondag. Ek gaan net van Vrydag af met vakansie en daar sal dan nie Sondag 'n in-persoon diens wees nie, maar hou asseblief, dit sal op YouTube beskikbaar wees. Dan sê ek net vroegtydig dat die diens op die 25ste Desember is 9:00 die oggend. Ons dankoffers daar gaan dan ook vir Beeld Kinderfonds by ons synodale gebied van Goudland. Ondersteun ons daarmee die Abraham Kriel Kinderhuis in Potchefstroom en die Kathleen Robson huis in Meyerton. 25 Desember, donderdag, 9:00 die oggend. Dan 'n week later, die 1 Januarie 2026, 9:00 ons nuwejaarsdiens, ook hier in die gemeente. Is baie welkom om dit by te woon. En dan, ek is beskikbaar op 083-654-0806 en jy is welkom om vir my 'n boodskap te stuur of my te skakel. So, ons groet ons aanlyn kykers tot volgende keer op YouTube, maar ons sien mekaar DV as gemeente weer in die gebou die 21ste Desember. Wees veilig, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Totsiens.